Ons is so dankbaar vir die reëns wat kom val het. Ons is dankbaar vir Abba Vader se hand van genade oor ons en dat hy ons kom seën hier op die gronde van Mikdash Benoni. Dis so 'n amazing voorreg om Vader te kan dien in gees en in waarheid. En ons is in voorbereiding vir die fees van Sukkot. En ons is besig om in gereedheid te kom vir 'n amazing tydperk in Vader se teenwoordigheid. En ons het nou al die afgelope paar weke, eintlik so 6 weke, 7 weke, was ons in voorbereiding om ons gronde reg te kry. En ons het geverf, ons het ons mure geverf en ons het alles in voorbereiding gekry, spesifiek vir hierdie tydperk waar Vader ons gaan kom seën en hy gaan met ons wees op 'n bo-natuurlike wyse. So ons wil julle nooi om op te kom na die huis van Yahweh en dat julle hier sal wees met 'n verwagting dat die lewende God met julle sal ontmoet op 'n bo-natuurlike wyse. En dat wanneer julle inry by daardie hekke, dat julle die teenwoordigheid van die lewende God sal ervaar. Dat julle sal sien hoe sy hand op ons gronde is, hoe sy hand in ons lewe is, hoe sy hand op ons gemeente is. Dan sal julle besef, maar die lewende God is getrou, hy is regverdig en hy is die God van hemel en aarde. En ons wil hom dien met 'n absolute opgewondenheid. So ons het ons Sukkot fees nou vanaf die 7de tot en met die 12de Oktober. So ons is in voorbereiding en mense, dit is belangrik dat ons in voorbereiding kom. So ons is ook in voorbereiding vir nou natuurlik die dag van versoening. Dit is Yom Kippur, wat nou natuurlik die 2de van die 1ste tot die 2de Oktober is. En ons is in 'n 10 dae vasperiode. En ons is besig om die aangesig van die lewende God te soek. Weet jy hoekom? Want ons bring onsself in voorbereiding. Dat wanneer die fees van Sukkot gaan aanbreek, dat ons kan sit by die bruilof van die lam. Halleluja! En ons gaan saam met hom tabernakel. En ons gaan net sy teenwoordigheid ervaar, want hy is ons bruidegom en ons is sy bruid. So ons het 'n amazing program wat ons vir julle voorberei het vir die fees van Sukkot. So kom op na die huis van Yahweh. Vanaf Dinsdag aand, die 7de, regdeur tot en met die 12de Oktober, wat die Sondag is, het ons dienste regdeur, ons het aanbiedings deur die dag. So hou ons kanale dop vir die program wat ons vir julle deur gaan gee en kom op na die huis van Yahweh. Of jy nou in Vanderbijl bly en of jy nou in Kreersdorp bly, of jy in Pretoria bly en of jy nou in Witbank bly, dit maak nie saak nie, jy's naby genoeg, jy kan deurkom na die huis van Yahweh om hier die lewende God te aanbid en saam met ons tabernacles te hou om Yahweh ons Elohim te vereer en te verheerlik. En ek weet sommer, jou lewe gaan verander. Halleluja! Die woord sê vir ons, in die boek van Hosea, hoofstuk 10 vers 12, hy sê, braak vir julle 'n braakland, en saai volgens die eis van geregtigheid. Nou, dis hoekom ons besig is, hier op hierdie gronde, en dis hoekom ons besig is met voorbereiding, want ons is besig om die land te ploeg. En wanneer die land geploeg word, sal die saad kan val op vrugbare grond. En daardie vrugbare grond is nou natuurlik julle harte. So, daai saad kan net val, wanneer julle hier is. Daai saad kan net val op vrugbare grond, wanneer julle hier is, by die plek wat ons voorberei het, om saam te kom, om die lewende God te vereer en te verheerlik. En ons weet, dat hier gaan mense wegstap, verander in hulle binneste, verander in hulle geestelike lewe, want die woord sê, saai vir julle volgens die eis van geregtigheid, dat ons in geregtigheid die lewende God sal dien in gees en in waarheid. Mense, ek wil jou nooi, ek wil 'n spesiale uitnodiging vir jou gee, dat jy daai datum nie sal vergeet nie. Vanaf die 7de, dis Dinsdag aand, vanaf die 7de, om 7 uur die aand, regdeur tot en met Sondag, die 12de Oktober, waar ons laaste aanbieding gaan hê, dit is 9 uur die oggend, so asseblief hou die kanale dop vir die program, maar ons gaan regdeur, gaan ons amazing samekoms hê, om eerstens die lewende God te aanbid in gees en in waarheid, om hom te verheerlik, om op die tydperk, die vasgestelde tyd, die Moedim,
wat hy vir ons uitgekies het om saam te kom en om as die liggaam van Yeshua by mekaar te kom en dat ons in voorbereiding sal wees en dat ons sal weet wat dit beteken om te sit by die bruilof van die lam. Halleluja. So mense, ek wil julle nooi, elkeen van julle, om op te kom na die huis van Jahwe, die plek voorberei het. En ons kan sien hoe die hand van Jahwe op hierdie plek is. En die gras is groen en ons is dankbaar vir die reën wat geval het. En ons is dankbaar dat ons kon werk insit in hierdie plek. En ons is so te sê klaar, daar's nog 'n laaste stukkie wat ons nog moet verf, maar ons is so te sê klaar in terme van die voorbereiding vir die huis van Jahwe, om 'n samekoms te hê wat mense se lewens sal verander. En dat jy hier op die gronde van Mikdash Benoni, dat jy God se teenwoordigheid sal ervaar. Dat jy sal ervaar sy liefde. En dat jy, wanneer jy op hierdie gronde is en in die tuine stap, dat jy sal weet, plek wat Jahwe vir ons uitgekies het, om hom te dien in gees en in waarheid. Halleluja. So op hierdie pragtige Dinsdagmôre, ek is dankbaar dat die reën net so bietjie weggebly het, maar dat ek met jou kan praat vandag, op hierdie Dinsdagoggend, om jou te nooi, en dat jy sal opkom na die huis van Jahwe. Ons het genoeg kos, ons het genoeg sitplekke, ons maak voorsiening, ons het genoeg plek vir elkeen, en as ons tabernakel te klein is, dan beweeg ons buite toe en ons hou oop lig byeenkomste. So moet nie daaroor bekommerd wees nie. Ons kom op na die huis van Jahwe, want dit is die vasgestelde tyd wat hy vir ons uitgekies het, om hom te loof en te prys, en om hom te dien in gees en in waarheid. Nou ja, van my kant af, ek groet jou in die wonderbare, die heilige, die soewereine naam van ons meester Yeshua, en ek kyk uit vir elkeen van julle op ons fees van Tabernakels 2025. Nou ja, geniet jou dag, van my kant af, Shalom.